Hierdie land het ons getoets. In droogte, in oorlog, in onsekerheid. Maar ons het nie gewag vir ideale tye nie. Ons het gevestig en gebou. Toe Graaf Reinet verhuis het op 'n rowwe grensgebied, en toe Middelburg, my dorp, gebou is, in 'n gebied waar daar niks was nie, wat ver van alles af was daar geloof. Daar was beskikbaarheid en arbeid. En daar was 'n gemeenskap. Die erfenis wat ons voorouers vir ons nagelaat het, is 'n erfenis van ongeëwenaarde vasberadenheid. 'n Erfenis van onwrikbare moed en 'n diepgaande gevoel van verantwoordelikheid. Ons voorouers het nie gewag vir ideale omstandighede nie. Hulle het met vasberadenheid, hulle het met geloof en durf besluit om voort te vat, die binneland in te donder en te bou aan iets wat vandag nog tasbaar is, wat sigbaar is, wat voelbaar is, wat uitvoerbaar is. Ons noem dit 'n beskawing. Dit het hulle alles gedoen te midde van die grootste onsekerheid oor hulle bestaan, onsekerheid oor hulle veiligheid, onsekerheid oor hulle toekoms. Hulle het nie net gewag vir ideale omstandighede. Hulle het besluit om voort te vat en te bou aan 'n beskawing. Om 'n voorbeeld te noem, my dorp Middelburg se stigting in 1864 was gedoen in 'n tyd wat alles ver uit mekaar uit was. Die klompie boere wat hier by mekaar gekom het en grond begin bewerk en bewoon het, was ver weg van enige vorm van ontwikkeling of sekuriteit. Dit was nie net 'n vingerklap gebeurtenis nie. Dis nie iets wat oornag tot stand gekom het nie. Dit was 'n dapper daad van kinderlike geloof in 'n soewereine God en dit wat hulle kon bied, naamlik arbeid en werk in die rigting waar die onbeperkte moontlikhede van die toekoms vir hulle gewink het. Graaf Reinet aan die ander kant, so ontstaan in 1786, as 'n grensdorp, was 'n ruwe, ongerepte stuk aarde, waar mens en dier met die uiterste van die uiterste blootstelling aan die wispelturige natuur en barbaarsheid van mense blootgestel is. Inderdaad staan die monument vandag as 'n helde getuienis, 'n dapper getuienis van die dun lyn tussen hoop en wanhoop. In die midde van die uiterstes het die mens wat daai dorp gestig het, gekies om nie te vlug. Hulle het gekies om daar vas te staan. Hulle het gekies om met oortuiging alles wat hulle daar gedoen het om hulle tuiste te skep, met ywer te doen, om uiteindelik 'n toekoms vir hulle nageslag te bou.
Ek glo van die eerste geboue was seker die kerk, gevolg deur skole vir hulle kinders. Dit was nie net fisiese strukture nie, maar die geboue het as tempels van kennis en leer, waar hulle kinders hulle moedertaal kon aanleer en die rykdom van hulle kulturele erfenis en die diepte van hulle Christelike geloof kon verken. Kerke het ontstaan as heenkomers vir die gesinne en die enkelinge van waar die geloof en die daad die gemeenskap kon dra. Dit was ruimtes waar mense saam kon kom om hulle spiritualiteit te deel, stories van lief en leed kon vertel. Plekke waar afskeid van geliefdes geneem is, nuwe huwelike en nageslagte gebore is en opgedra is aan die lewende soewereine God wat beskikbaar is oor die lotgevalle van nasies. Dit was plekke waar volksgenote mekaar leer ken. Gebore uit die behoefte aan samehorigheid en ondersteuning in tye van uitdagings. Dit was plekke waar daar gespog is oor die rykdom wat in die kinders ingebore is. Daar is gespog oor hulle sterkpunte, hulle talente en hulle prestasies. Maar daar is ook teenoor mekaar gekla oor kinders se swakhede. En dit het gedien as 'n instrument om karakters te suiwer. Oop stukke ongerepte bos is ingeneem, mak gemaak, plase is geskep en omskep in winsgewende bedrywe. Die grond is ontgin op stukke aarde, wat eens op 'n tyd as tussen niks en nêrens bekend gestaan het. Bloed en sweet het gebou en die beskawing is deur loutering, hartseer trane, blydskap, intriges en stories en deur klipharde arbeid gevestig. Beskawings word gebore deur die toewyding en opregte arbeid wat voortkom uit 'n liefde vir die land en ons medemense. 2026 ervaar ons 'n tyd waar hierdie erfenis misken word en verval, voortspruit uit die miskenning. Daar is baie onsekerheid rondom ons. Die behoud van ons huise, ons skole en kerke, eens vol lewenskragtigheid en warmte, word nou, meer as ooit, die uitdaging van die eeu. Omdat dit die bedreiging van die eeu geword het. Op elke Afrikaner boer lê die grootste uitdaging in die geskiedenis, die verantwoordelikheid om weer op te staan, leiding te neem en die eer van die Afrikaner boer weer te herstel. Die owerheid sal nie hierdie verantwoordelikheid aanvaar nie, en hulle sal ook nie die uitdaging aanneem of afwentel op 'n wettige manier na jou toe. Ek en jy en elke individuele lid van die Afrikaner volk sal sy dapper pakkie moet aantrek en sy eie ego ondergeskik moet stel aan die taak voor ons. Ons sal moet leer dat ons nooit weer sterk sal word deur ander volkere te verkleineer en hulle menslikheid af te breek nie. Maak nie saak wat die rol is wat ander volkere speel in die aftakeling van die Afrikaner boer se erfenis, kultuur, geloof en beskawingsnorme. Ons het toegelaat dat die skuldgevoelens ons aftakel en vervreem van wie ons is. Ons het vreemdelinge vir onsself geword
Ons is vreemdelinge van waar ons vandaan kom en ons is vreemdelinge van waarvoor ons hier is. Ons identiteit sal vir ewig verlore wees sou ons aanhou met dieselfde gedrag as diegene wat die Afrikaner boere se identiteit heeldag en aldag loop en aftakel, want dis lyk my al wat hulle het om te doen. Bou en werk is werkwoorde, saamwerk en saambou is die sleutel tot 'n nuwe begin. Die uitreik na mekaar en mekaar se rug beskerm en toehou vorm die ondeurdringbare laar wat inisiatief, innovasie en breinkrag weer aktiveer om vir ons kinders 'n toekoms hier in Suid-Afrika te skep. Dit is 'n wilsbesluit. Sou ons daarin slaag soos wat Orania en ander plekkies daarin kon slaag, sal ons weer ons geskiedkundige dorpe en stede herwin en weer opbou en laat floreer sonder om ander se menslikheid aan te tas. Dan eers eer ons die volk se roeping, naamlik om lig te wees vir die nasies. Vir ons kinders, vir ons nalatenskap. En vir die toekoms. Ons sal bou.